Goeiemôre almal. Ek hoop almal het 'n fantastiese week gehad en is lekker uitgerus en reg vir die volgende ene wat voorlê. Indien nie, hoop ek julle kry daarom vandag 'n lekker middagslaapie gevat. Baie welkom vanoggend hier by ons erediens. Mag dit regtig vir een en elkeen 'n besonderse ervaring wees. Besonders baie welkom aan al ons besoekers wat vanoggend hier is vir die doop. Dis regtig lekker om ook julle so hier by ons te hê. Mag dit regtig vir almal 'n baie lekker en spesiale geleentheid wees. Na 'n besige week kom ons hier by mekaar op 'n Sondag want ons is honger. Ons is op soek na iets. Ons is hier vir een rede en dit is vir God, vir Jesus. Kom ons sit so, dan sing ons lied 177 as 'n gebedsaam. Vandag en vanoggend in besonder staan ons op die drempel van twee groot oomblikke. Ons vier die nuwe lewe by die doopvont. En ons gee vanoggend die eerste tree op pad van lydenstyd. In hierdie tree en in hierdie oomblik en in hierdie samesyn vanoggend, mag die genade van God die Vader, die verlossing en die liefde van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, vanoggend by een en elkeen wees. Amen. Kom ons staan, dan prys ons die Here met twee lekker lofliedere, dan sing ons saam. Oh
Ons gaan vanoggend op 'n besondere manier met hierdie erediens vorentoe gaan. En ons is vanoggend bevoorreg, ons het die doop, maar dit is ook so die eerste Sondag van lydenstyd, die 40 dae voor Paasfees. En daarom gaan ons vanoggend stil staan by Lukas 3, einde Lukas 3 tot by Lukas 4. En ons gaan dieselfde pad vanoggend stap as wat Jesus gestap het. Jesus was gedoop by die Jordaanrivier. Daar staan inteendeel in einde Lukas 3 vers 21, toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." En dan direk hierna is Jesus in die woestyn geneem. Maar vanoggend gaan ons eers stil staan by hierdie Jordaan oomblik. Hierdie oomblik van die doop. Hierdie heilige oomblik waar God geopenbaar het en waar hy vir Jesus gesê het, "Jy is my seun." Maar waarom staan ons vanoggend hier by die water? Die kerk leer ons dat die doop 'n teken is dat God 'n ewige genadeverbond met ons as sy kinders sluit. Dit is ons seël, dat ons in Christus ingelyf is, dat ons deel is van Christus se huisgesin, dat ons syne is, dat ons sy kind is, dat hy ons nog kom kies het, nog voor ons self kan dink of kan doen. Lukas 3 vers 21 tot by 22 vertel ons dat toe Jesus gedoop is, hy besig was om te bid. En terwyl hy bid, het die hemel oopgegaan. Vandag en vanoggend deur hierdie water sê die Here vir een en elkeen van ons, die hemel is nie meer toe nie. Die skeiding tussen God en mens is weg. Die doop is daardie heilige oomblik waar God sy naam op ons kom skryf en sê, "Ek is jou God en jy is myne." Dit is die Jordaan oomblik waar ons vanoggend gaan stil staan. Nie omdat die water groot is nie, maar omdat God se beloftes vas staan. Van toe af tot vandag toe. Van vandag tot in die lente van dae. Voor ek die doopouers na vorentoe roep, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons magtige en hemelse Vader, Here, ons staan vanoggend by hierdie doopvond. Ons staan vanoggend hierso opgewonde, vol vreugde, vol afwagting. Want U kom vanoggend by klein Annabel en U kom sê voor 'n hele gemeente vir haar, "Jy is myne." Here, mag hierdie 'n oomblik wees wat sy nooit in haar lewe vergeet nie. Mag sy aan daai belofte vashou. Here, mag hierdie oomblik ons herinner dat U met een en elkeen van ons dieselfde belofte gemaak het. Dat U vir ons vanoggend kom herinner deur te sê, "Julle is myne." Amen. Ek wil die doopouers vra om vir ons na vorentoe te kom. Om vanoggend te bevestig dat julle hierdie genade verstaan, dat julle die doop verstaan en aanvaar
Wil ek vir julle vanoggend 4 vrae vra. Bely julle dat hoewel ons as kinders in hierdie wêreld sonde ontvang het en gebore is en daarom aan ellende dra, ja selfs die oordeel van God onderworpe is, ons tog in Christus geheilig is en as lede van sy gemeente gedoop te word. Bely julle dat die doop die seël is van die belofte van wat ons in Lukas 3 hoor, dat God ons as sy geliefde kinders aanneem, nog voordat ons enigiets kan doen. Beloof julle as ouers, dat julle hierdie kind, vir wie julle onmenslik liefhet, sal grootmaak in die vrees van die Here, dat julle haar sal leer, dat die oop hemel van die doop, dat julle haar sal leer, dat die oop hemel van die doop haar ware tuiste is, selfs wanneer die woestyne van die lewe begin waai. Beloof julle om haar te help, om die stem van die Vader te ken, sodat sy altyd sal weet wie Jesus Christus is. Wat is hardop julle antwoord? Julle kan nader staan. Annabel Burger, ek doop jou vanoggend in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, ontvang vanoggend hierdie kind. Here, neem haar aan, vat haar aan die hand en maak haar toe met u arms. Beskerm haar. Wees elke liewe oomblik by haar. Here, wees vanoggend so by Anja en Ivan. Wil jy vir hulle die wysheid gee om Annabel te leer van u en te wys van u. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie water met die doop oor Annabel se kop kon uitgooi. As teken van u genade, dat u haar kies, dat u vanoggend vir haar kom sê, Annabel, jy is myne. Amen. Kom ons staan, dan sing ons, laat Heer u seën op haar daal. Wil asseblief die kerkraad uitnooi om gou vir hulle geluk te kom wens. Vanoggend vir Annabel is dit die begin van 'n nuwe lewe. Die water wat op haar voorkop was is waarskynlik nog nat en die woorde jy is myne weergalm nog in die gebou. Dit is die hoogtepunt. Dit is die oop hemel. Maar kom ons lees verder. Kom ons lees dan wat gebeur het na Jesus gedoop is. In Lukas 4. In vers 1 staan daar, Lukas 4 vers 1, sê nie, Jesus het by die Jordaan gebly nie, om op die moment te bou en om fees te vier nie. Dit sê Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en is deur die woestyn in die Gees ingelei.
Die water is nog nat, maar die sand van die woestyn is reeds onder Jesus se voete. Die oorgang klink natuurlik skokkend, skielik. En dit is vandag presies op hierdie pad wat ons saam met Jesus gaan. Maar voor ons lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, maak ons kalm. Here, maak ons rustig. Here, laat ons sal hoor, dat ons sal voel, dat ons onsself sal inleef in die woord, in hierdie teks. Here, maak ons harte rustig, as ons nou uit die woord lees. Amen. Vol van die Heilige Gees, het Jesus van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn ingelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, en aan die einde van die tyd was hy honger. Die duiwel het vir hom gesê, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, dan moet 'n brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys vir hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as iemand net voor my buig en vir my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel gaan staan en sê, as jy die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal die engele opdrag gee om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag nie die Here jou God nie op proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Net tot sover. Ons kom nou net van die doop van die water af, en ons het gehoor, jy is my geliefde kind. Maar as 'n mens mooi na Lukas 4 vers 1 kyk, dan sien 'n mens daar staan, dat Jesus vol is van die Heilige Gees, toe hy in die woestyn ingelei is. Ons maak dikwels die fout, om te dink dat, wanneer ons vol van die Gees is, dinge net gaan goed gaan. Ons dink baie keer, die doop is 'n pad sonder gatepolis. Maar Lukas sê die teendeel. Inteendeel, Markus en Matteus vertel dieselfde storie. Dit sê nie, dit is 'n pad sonder gate nie. Die Gees wat op hom neergedaal het, is dieselfde Gees wat hom nou in die wildernis indryf. Die woestyn is nie 'n teken van God se afwesigheid nie, maar dit is dikwels 'n plek van sy intenste werk. Die duiwel begin sy versoekings met die woorde, as u die seun van God is. Die vyand vul nie Jesus se krag aan nie. Die duiwel kom en hy val Jesus se identiteit aan. Hy bevraagteken dit wat oomblikke gelede by die Jordaan bevestig is, toe die stem uit die hemel vir Jesus gesê het, die is my seun. Wanneer ons in 'n woestyntyd van ons lewe kom, miskien 'n huwelik wat swaar kry,
dalk 'n mediese diagnose, 'n diep eensaamheid, 'n besigheid wat nie op die voet wil kom nie. Is die eerste ding wat die vyand vir ons sê, as jy regtig 'n geliefde kind van God is en was, sal hierdie dinge nie met jou gebeur nie. Maar ons doop is die antwoord op daardie as. Jy veg nie vir jou identiteit nie. Jy veg vanuit jou identiteit. Jy is reeds geliefd. Die woestyn kan dit nie verander nie. Maar die vyand se aanval op ons identiteit is slegs effektief as ons dink ons moet die woestyntye op ons eie krag aandurf. Ons dink dikwels die woestyn is 'n plek van isolasie, 'n plek waar God ons toets om te sien of is ek sterk genoeg of gaan ek dit maak. Maar as ons weer kyk, Jesus gaan nie alleen nie. Hy gaan vol van die Gees. Die Gees is nie net die trooster in feestye nie. Hy is die gids vir die gevaarlikste tye. En as ons so na hierdie woestyntyd begin kyk, verander dit die prentjie oor hoe ons na die woestyntye, hoe ons na die krisisse in ons eie lewe kyk. Jesus was nie alleen gewees in hierdie woestyn nie. Hy was vol van die genade. Hy was vol van die Gees gewees. Die 40 dae wat hy in die woestyn was 'n tyd van stroop. Alles wat oorbodig was, is weggevat, totdat net God oorgebly het. Jesus wen die stryd nie deur sy eie spiere nie, maar deur woord en deur die Gees. In ons eie woestyne voel ons ook dikwels gestroop van ons sekuriteite. Van dit wat oorbodig is, dit wat ons laat veilig voel. Dalk is dit geld, status, gesondheid. Maar dit is juis daar waar ons leer dat ons nie van brood alleen leef nie. Die Gees wat ons by die doop ontvang het, 'n teken dat ons 'n teken van die doop toe ons die Gees ontvang het, dit is nie net 'n viering nie. Dit is ons suurstof in die woestyn. Ons word gedra deur 'n krag wat nie ons eie is nie. As ons eers verstaan dat die Gees ons wel dra, dan kan ons begin anders kyk na die 40 dae wat voorlê. Die woestyn is ewe skielik dan nie meer 'n hindernis nie, wat 'n mens net vinnig wil oorkom nie. Dit word 'n spasie waar God ons vorm. En dit bring ons by die hart van hoekom ons vandag op hierdie eerste Sondag van lydenstyd hier by mekaar is. Ons kies vanoggend om hierdie woestyn in te stap. Nie omdat ons moet nie, maar omdat dit 'n plek is wat ons leer om weer afhanklik van God te wees. Lydenstyd is nie net 'n godsdienstige gewoonte of 'n hartseer 40 dae nie. Dit is 'n heilige ontwrigting. In die vroeë kerk was dit 'n tyd waarin mense voorberei is vir Paasondag, waar hulle voorberei was vir doop. Maar vanoggend vir ons
wat reeds gedoop is dit 'n tyd van reoriëntasie. Dit is 'n tyd waar ons die sand van ons eie selfsug, ons eie planne en ons eie afgode van ons skoene afskud. Lydenstyd herinner ons dat ons sterf aan onsself. Elke keer as ons nee sê vir die versoekings in die woestyn. Elke keer as ons nee sê vir die versoekings in die woestyn, sê ons ja vir ons doopbelofte. Ons besef opnuut dat ek niks van hierdie wêreld nodig het om iemand te wees nie. Want die koning van die heelal het reeds my naam geken by die doopvond. Lydenstyd stroop ons van tierlantuintjies sodat die merk van die doop weer duidelik op ons lewens kan skyn. Dat ons weer kan onthou en herinner word aan ons identiteit. Wie ons is. Ons is syne. Hy het ons op die naam gekies. Ons gaan hierdie diens afsluit en hierdie week instap. Vir sommige voel dit die woestyn is reeds naby. Dit voel vir sekere mense die hitte van die lewe brand al klaar. Maar wanneer ons in ons eie woestyn staan en die stemme van twyfel begin fluister, as jy regtig aan God behoort, vat jou hand na jou voorkop toe. Druk jou hand vir 'n oomblik weer in water en word herinner en onthou dat jy gedoop is. Dat God vir jou kom sê het, maar jy is myne. Ons stap nie die woestyn in om God te gaan soek nie. Ons stap die woestyn in om saam met God, wat reeds by die water gevind het. Ons stap die woestyn in vol van die Gees. Kom ons gaan dan hierdie week met moed in. Die water is nat. Die Heilige Gees is by ons. En die Vader verheug hom oor jou. Amen. Ons Hemelse Vader, wanneer ons deur die woestyn gaan, wanneer ons die water voel, of net vir 'n oomblik in stilte aan ons voorkop raak, mag dit ons herinner dat die dag toe ons gedoop is, U vir my kom sê het, jy is myne. Here, mag vanoggend een en elkeen besef, ongeag die verskillende woestyne wat hier voor ons staan, die woestyne wat voor ons lê, waar ons besig is om deur te stap, ongeag daarvan, dat ons gevul is met die Gees, dat ons kan vas staan in ons identiteit. Here, dankie dat ons hierdie 40 dae van lydenstyd weer kan ingaan. Here, mag dit vir een en elkeen 40 dae wees, waar ons een en elkeen opnuut weer soek na U, waar ons weer honger raak vir die woord. Here, mag U by een en elkeen in hierdie 40 dae van lydenstyd wees. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 292, my enigste troos in lewe en dood, is dit ek.
aan Jesus Christus behoort. Gaan uit en dra die water van die Jordaan in jou hart en stap die sand van die woestyn met moed binne. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader wat oor jou glimlag en die krag van die Heilige Gees vandag by jou wees en môre by jou bly. Amen.